Goeiemôre gemeente. Baie dankie vir vanmôre, vir die geleentheid om die woord te kan bedien. Dit bly vir my 'n ontsaglike groot voorreg. So 'n groete boodskap daar van Bloemfontein af, die Bybelhuis. Dit bly vir ons nog steeds 'n voorreg om in hierdie omstandighede wat ons lekker reën ontvang het, te kom na die huis van die Here toe, waar ons saam as geloof 'n gemeenskap kan bedien en dan ook die Here kan ontvang. Ek gaan volgens alles gebeur volgens die skyfie vanmôre. Daar's net 2 veranderingkies of 2 goedjies wat jy moet let asseblief. Ek maak gebruik van tegnologie om my prentjies te maak wat vloei in die preek. So een van dit wat jy gaan sien, daar's 'n spelfout op een van hulle asseblief. Ek weet daar's baie mense wat gesteld is op spelfoute, so en ek vra om verskoning. Ek het tot my betere wete probeer verander, maar dit wil nie werk vanmôre nie, so kom maar kort is. Die tweede een is, ons lees hier die 1985 of die 83 vertaling, maar ons gaan uit die 2020 lees. Dit is die enigste 2 veranderinge wat julle sal waarneem op die skyfie vertoning. Kan ons begin en dan doen ons sommer lekker voorsang. Die voorsang gaan alles op die bord verskuif en daarna is die afkondigings. Dit gaan aan een vloei. Kom ons geniet dit. Dankie Tannie. Môre gemeente, ons begin dan met lied 464. Ons sing daarvan vers 1 en 4. O Heer my God, as ek in eerbied en al die werke elke dag aanskou. Die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou, dan moet ek jou, my redder en my God, hoe groot is u, hoe groot is u, want deur die hele skepping klink dit sang, hoe heerlik en groot naam. U maak ons deel van al die grootste werke. U laat ons bid, Heer, dat die ryk mag kom. En kom u weer in heerlikheid op wolke, maak u volkom in die eiendom. Dan moet ek jou, my redder en my God, hoe groot is u, hoe groot is u, want deur die hele skepping klink dit sang, hoe heerlik en groot naam. Gemeente, dan ons volgende lied is lied 205, vers 1 en 2, en ons sing dit aan 1 met lied 214, vers 1 tot 3. Verheerlik die Seun, verliefde genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verlosstes kan staan. Loof die Heer, sing geloof
saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig sy Vader kan noem. Ons lof aan die Skepper, wat altyd getrou, sy kerk hier bewaarde, vir liefde en bol. Ons bly inspireer en ons stuur deur sy Gees, om sout en om lig in die wêreld te wees. Loof die Heer, sing gelowige saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom met genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig, ons Vader kan noem. Sal ons eer, almagtige Heer, want U het wonders gedoen. Here, ons sal U loof, U het ons verlof, uit duister bevry, ons harte verbly, dit het ewige koos. Here, ons sal U loof, U weldade roem. Dis U wat voorsien, ons wil U graag dien, en U ons Vader noem. Gemeente, ons het net 'n paar aankondigings vanmôre. Ek wil u graag herinner aan die gebedsgroep wat op Woensdag plaasvind hier in ons storie. Dit is 'n waarlike gedeelte van ons gemeente wat ons mooi na moet kyk in terme van bid vir mekaar en bid vir ons land en ook dankie sê veral vir die moontlike reën wat so lekker geval het die naweek, nee. Dan net weer 'n herinnering, Philip Moelman wat die 24ste Oktober hier na ons toe kom. Daar is nog kaartjies beskikbaar, maar ek hoor dit verkoop baie vinnig uit. So asseblief, gaan kry vir julle kaartjies al die kerkkantoor. Dis R150 'n kaartjie en dit sluit 'n ligte ete in. En dan die 7de November van die Heerse kant af met hulle 'n lekker bandjie dans. Wil julle ook aanmoedig om dit te ondersteun. Dit gaan baie lekker wees. Jy bring jou eie bandjie met jou eie eetgoed saam en daar is ook daar gaan ook 'n snoepie wees. En dan die volgende, Tannie Dorette, ons is opgewonde oor ons gemeentekoor. Hulle het weer begin oefen, so elke Sondag van 5:00 af. En ek hoor daar kort nog stemme, so asseblief. Ek dink dit is lekker as jy lekker kan sing. Meld jou aan daar en sing lekker saam met die koor, jy sal dit geniet. Dan die laaste aankondiging, ek wil net sê die moederskamer werk weer, die klank daar. Ek het so verneem van die klankmense af, so die mense wat van dit wil gebruik maak. En dan na die tyd bring ons lekker koffie en eet koekies daar in die kerksaal. Is dit nie vandag nie? Dat dit so die aankondigings is daar nie. Maar ons kan nog steeds lekker kuier saam na die tyd, nee. En dan doen die Niels Doods,
jullie baie welkom hierso. Ons bid die seën van die Here wat doen toe en ons sien uit na wat die Here vir ons doen. Baie dankie. Om stil te raak, broers en susters, vra ek dat ons die volgende twee liedere ook sing. Vlam 48 en Vlam 87. Ons sing dit ook aan een. Is julle welkom om te staan? Hemelvader, ek aanbid U, Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige Trooster, ek veer U, vir ewig sal ek U naam verhoor. Halleluja, halleluja, ek buig neer vir U as ek sing. Halleluja, halleluja, aan die Koning van die eeuwe, amen. Maak my nou stil, Heer, ek kom na U luister, my hart vir U oormaak, dat U my kan aanraak. Open my oor, my hart en my ore, dat ek U leer ken, Heer, U kan lewe. Broers en susters, ek wil graag ook ons vriende wat aanlyn inskakel vanmôre baie welkom heet en ook vir julle sê dat julle baie welkom is tydens hierdie erediens. Ek wil vanmôre vir hierdie gemeente 'n pluimpie gee en deur te sê dat julle baie bevoorreg is om 'n orgel het, wat julle het 'n orgel waarmee julle kan saam sing. Dis iets besonders. Ek dink miskien my generasie sal jy hoor hulle sê, man, die orgel is oudtyds, dis vir die ou mense. Maar hoe meer ek hierdie tipe liedere luister, veral as ons kom by die vlam en die vonk en ons sit die begeleiding van die orgel by, dan bring dit 'n nuwe nuances na vore, iets wat besonders is. En ek is dankbaar dat hierdie gemeente dit aan die lewe hou. Want dit is iets wat ons beleef. Ek wil ook vir julle baie dankie sê dat ons geleentheid het om met mekaar saam te wees, om saam te luister in die eenheid van God. Ons praat voor die erediens met 'n man, ek sê vir hom, daar's 'n bekommernis in die kerk wat ons vir mekaar sê, ons kom nie meer kerk toe in die oggende nie, want ek weet nie, dit voel net nie meer vir my, ek moet kerk toe gaan nie. Vanmôre toe ek die kerkklok hoor lui, toe bring dit weer vir my iets nuuts na vore. Dit is 'n tradisie, maar is ook iets wat baie diep in my hart gewortel is, selfs van 'n oud skoolleer van HTS, waar ek hierdie klok as kind oorlei het, en skuldig gevoel het as ek nie kerk toe gekom het nie. Ek het 'n juffrou gehad, sy het wiskunde gegee, Juffrou Bolla, sy het eendag vir my gesê, as die kerkklok lui, dan moet jy luister, my seun. Ons kerk in Warrington, waar ek bedien, het nou onlangs ook ons kerkklok reggemaak. Dit bring iets anderste na die gemeente toe, wat vir my ongelooflik
wakker maak en warm maak. So ek wil vanmôre vir julle dankie sê daarvoor. Dit is baie min kerke wat nog daai vir ons doen. Ons kan nie preek of kerk toe kom as ons nie kom stil word by die woord van die Here nie. Dit is die kernding van ons geloof. Dis die kernwese van ons kerk. Ek wil vir julle iets uithaal wat uit Lied 163 kom. U self het ons geroep, die Here. En daarom kom ons saam, verenig as u liggaam, loof ons u naam. Rig u tot ons gedagtes en lei ons deur u gees. Laat ons verseker weet, Heer, u sal hier wees. Kom open so ons harte en spreek tot elke oor. Laat ons van al die dade u liefde hoor. 'n Lidmaat vra my een Sondag toe dit voorlees en sê, maar hoe is dit moontlik dat ek hierdie goed kan hoor? Want ek hoor dit net op 'n Sondag. Ek sê vir hom, ek wil met jou graag verskil. Jy's nog op skool. Ja, sê hy vir my oom. Hy sê vir my oom Doom. Ja, oom Doom. Ek sê so as jy op die skool is daar nie onderwysers nie. Ja, oom Doom. Dis so oom Doom. Ek sê nou, praat die onderwysers nie van die kerk by die skool nie. Nee, oom Doom, waar? En ek moes op 'n oomblik stil raak en ek vra vir hom, hoe praat ons oor die Here? Ons praat nie net oor die Here of van die Here met ons woorde nie, maar in ons dade. Dit is wat ons doen wanneer ons klas gee. Dit is wat ons doen terwyl ons saam met ander mense is. Dis ons saam wees waar God sigbaar word. Ja, maar ons onderwysers is so onnodig. Hulle is kwaai, hulle gee vir ons baie huiswerk en hulle verstaan nie. Ek sê nie, ek dink hulle verstaan. Dis omdat hulle vir jou lief is. En hy sit en dink toe so by my en hy sê nou maar, Doom, waar kry hulle inspirasie vandaan? Waar kry die onderwysers en die mense wat vir ons onderwys gee hulle energie vandaan? En dit het my lank gevat om hom te antwoord. Ek sê vir my seun, as ek na my eie leefwyse kyk, ek was 'n koshuiskind gewees. En ek het amper meer in die koshuis en in die skoolklas by my onderwysers geleer van wat dit is om 'n kind van die Here te wees, as wat ek in die kerk gesit het. Die kerk was vir my aanvullend gewees tot dit wat in die praktyk buite gebeur. En die lied sê dit vir my baie mooi vanmôre. Laat ons verseker weet, Heer, dat U hier sal wees. Daai versekering is nie net in die kerk nie. Dit is wanneer ons in die skool is ook, dit is wanneer ons by die werk is ook. Ons moet luister om te kyk en om te luister. Hiermee vanmôre broers en susters wil ek jou groet in die naam van die Vader wat alles geskep het, deur Jesus Christus wat gesterf het aan die kruis vir ons en dan ook die Heilige Gees wat in ons werk, daar waar ons is, mag dit wat nou volg tot seën van sy koninkryk wees. Ek gaan vra dat ons sal staan die volgende lied 207. Ons gaan daarvan verse 1, 2 en 4 sing, eer aan die Vader. Kom ons doen dit staande. Eer aan die Vader wat alles gemaak het, eer aan die Seun ons verlosser en vriend, eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid, aan God drie-enig ons lof en ons dien. Here aan God, die Heer van alle Here, woon ook in ons deur sy woord en sy Gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue om U gehoor saam met kinders te wees. Heiland aan U al ons dank en aanbidding, U het ons van sonde gered.
dis 'n lied en gebed. Here aan God, die Heer van alle Here, woon in ons deur sy woord en sy gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue op die gehoorsame kinders te wees. Maak ons o Heer die getroue getuies, dat ons met vreugde dit oral vertel. Christus oorwinnaar oor dood en oor gaan. Hy ken ons doel, hy kom red en herstel. Here aan God, die Heer van alle Here, woord in ons deur sy woord en sy gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue om die gehoorsame kinders te wees. Wat beteken dit om vir die Here eer te bring in ons stemme? Ons teksgedeelte verwys vir ons daarna dat ons verskillende gawes gekry het. Nou broers en susters, as jy nou vir my ken, sê jy weet wiskunde is nou nie my sterkpunt nie. My meisiekind kry ongelooflike punte. En dan sal sy nou vir my vra, pa, ek wil gou jou matriekrapport sien. Dan sê ek, voel nie my kind, ek wil nie nou jou in hierdie golf van goedheid nou vir jou breek nie. Nou vra sy vir my, pa, hoekom is dit dat ek nou die pa se rapport kan sien nie? Ek sê, as jy nou in Oktober of November klaar is met jou matriek eksamen, nee, dan kan jy kyk. Want ek is oortuig daarvan dat as sy moet gaan sien wat my wiskundepunt is, gaan sy lag en sy gaan nooit ophou lag nie. Dit mag maak dat sy dalk nie haar matriek klaar skryf nie. Maar dan dink ek by myself, Paulus sê vir ons dat ons het verskillende gawes gekry, en dan moet ek met eerlikheid vir jou vanmôre sê, wiskunde is nie myne nie. Geskiedenis is ook nie myne nie. Maar ek hou van lees. En dis vir my lekker. Ek hou van mense. So ek was in 'n tegniese skool waarvoor ek baie bevoorreg was en waarvoor ek vandag dankbaar is, en ek dink ek het in die week ook met iemand gepraat oor die vorming van ons lewens. So alhoewel ek in 'n tegniese skool is en nou akademies van aard is, ek weet nie hoekom die twee by mekaar nie. Maar dis die pad wat die Here saam met ons stap. En dan bring die Here vir ons mense oor ons pad wat ons mekaar help in ons roeping, help in ons gawes om te ontdek. En dan kry jy daai onderwyser wat regtig baie tyd saam met jou spandeer. Sy weet jy is nou maar ou stomp potlood in die pakkie, maar die energie wat sy gee is liefde. En dis daai bietjie gee van, ek weet jy verstaan, maar kom ons probeer weer wat reg deur jou lewe speel. Tot waar ek vandag is van aanhou en aanhou en aanhou. En dan sal my dogter nou vir my vra ook, pa nou maar vir wie moet ek nou dankie sê vir die pad wat ek stap? Toe sê ek dink jy moet na die Here toe gaan en jy moet vir die Here dankie sê. Want daar's verskillende mense wat in die lewens werk, en as daar 'n juffrou of 'n meneer is of 'n oom of 'n tannie wat werklik waar vir jou verskil maak in jou lewe, dan dink ek dit sal goed wees as jy vir hom gaan sê dankie. Maar ons moet by die Here begin. En sy vra vir my pa, nou, hoe doen ons dit? Toe sê ek, ons doen dit deur vir die Here lof te gee. Ons gee vir Here die eer, en daarom sing ons ook in die oggende lofgesange van ons in die erediens staan, om vir die Here te kom dankie sê, en ons kom eer God die Vader vir die mense wat hy op ons pad plaas, wat ons lewens verander, en volmaak slyp tot die eenheid wat ons nou is. In hierdie gemeente, en elke gemeente, veral in die ekumeniese kerk, is wanneer ons hier by mekaar kom op 'n Sondag, is ons besig om mekaar te slyp tot die volmaaktheid van God die Vader. Ons slyp mekaar binne die gemeente om te kan uitgaan, om die gawes
ten volle te gebruik. En daarom sê ons vir die Here, dankie vir hierdie geleenthede. So ek wil ook vanmôre kom dankie sê, en ek wil die eer aan God gee, nie aan die mens nie. En daarom wil ek vra dat ons lied 190 sal sing, vers 1, 2 en vers 3. En ons doen dit staande, maar ek wil vir julle vanmôre vra, dat julle so moet sing, dat hierdie fondasie van die kerk sal skud. Want dit is nie vir my wat jy sing nie, dit is vir God. En as jy vals sing soos ek, gaan vir dit my broer, gaan vir dit. Jy sing mooi vir die Here. Kom ons staan en dan sing ons lied 190, 1, 2 en 3. Ek is oortuig daarvan dat wanneer ek skool toe gaan, of universiteit, of dan ook nou soos in Engels as die college toe is daar besig om my 'n fondasie te grawe. Ek is vanmôre baie ewig dankbaar vir die fondasies wat vir my gegrawe is deur my onderwysers, deur my kerkraad wat my ondersteun het, aan my ouers. Maar die grootste eer kom aan Jesus toe. En hier is iets wat ek vir julle vanmôre lees. Jesus, rots vir my geslaan, laat my nie verlore gaan. U was selfs van God verlaat. Laat die lyding sonder maat my tot heil wees en tot krag teen die sondeskuld en die mag. Leeg met my sonde las hou ek u verdienste vas. U kom om oorwinning vra. U het ook my skuld gedra. U geslaan tot heilsfontein was my heiland, maak my rein. En dan hoor ek weer die stemme in die gange weer klink wat vir my sê in die universiteit van wat is die grootste gebod? En dan hoor ons wat Jesus sê wat die fondasie vir ons grawe. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en eerste gebod. En die tweede wat daarmee gelyk staan is dat jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. As jy in 'n skoolbank sit met 'n baie kwaai juffrou, is dit 'n baie moeilike ding om te doen om daai juffrou of daai meneer lief te hê met jou hele hart soos vir jouself. Glo maar vir my. Die keer wat ek by die hoof moes gaan staan het vir 'n pak slaag, ek was nie vir hom lief nie. Maar vandag is ek bietjie laat, maar vandag is ek. Ek wil jou aanmoedig vanmôre
terwyl ons praat en terwyl ons preek, te dink aan die mense wat 'n verskil gemaak in jou lewe deur middel van 'n fondasie wat gegrawe is. Hierdie fondasie kom vanuit Jesus Christus uit. En dis 'n roeping en dis iets wat daai persoon uitleef om by jou uit te kom. Jesus Christus gebruik elke persoon van ons om mekaar te skep en te vorm soos wat hy goed dink. Kom ons maak die oë toe. Vader, ek wil vir U baie dankie sê vir vanmôre vir 'n gemeente soos Vooruitsig. Dankie dat ons hier kan by mekaar kom om verder te bou op die fondasie wat U vir ons gelê het. Maar ook op die fondasie van ons medegelowiges wat ons help groei en help bou. Ons weet, Vader, dat ons kom met skuldige gewetens en ons kom sondig in die kerk in. Maar Vader, wanneer ons die heiligdom betree, dan weet ons kom as afhanklikes. Ons weet, ons kan nooit volmaak wees nie. En ons weet dat ons afhanklik is van U genade. So wat dit ook al is vandag vanmôre, Here, wat my gedagtes of my hart sal wegvat van die woord van U af, keer dit, Vader, sodat my hart ontvanklik kan wees, my ore oop, Here, my oë oop, sodat die woord wat vanmôre bedien word sal wortel skiet in ons hart, sodat daar waar ek sal gaan, soos my onderwysers in my lewe was, Here, sal vrug skiet, en daar waar ek my werk doen. Dankie vir U genade, en dankie vir die vrede. In Jesus Christus bid ons dit. Amen. Terwyl ons sit, kom ons sing lied 255, verse 1 en 2. Ek dink dit is op die bord. Woord van God, woord van lewe. Ons raak hierdeur stil om voor te berei vir die woord. Van die lewe, woord vir ewig vas en waar, woord onfeilbaar en verhewe, waarin God hom openbaar. Betrouwbaar, vas en waar, deur miskenning, deur gevaar, wat sou ons dat nooit laat bewe, en die woord het ons die lewe. Terug tot in die grys verlede, bou Gods woord vir ons 'n brug, oor die troebel van die hede, open dit spreek die Here, word die tyd, oomblikke van ewigheid, deur sy Gees laat God verhewe, ook in ons sy woorde lewe. Ons skriflesing vanmôre kom uit 1 Korintiërs 12. Ons gaan daarvan lees vanaf 12 tot 31. My tema is een liggaam, een hoop, saamgestuur met die woord. Ek wil die klem lê vanmôre op die saamgestuur met die woord. Paulus skryf vir ons hier oor die gawes wat ons ontvang. En hy begin met die eerste Hoofstuk 12 vers 1, begin hy oor die gawes van die Gees betref. My broers,
wil ek hê dat julle onkundig moet wees nie. En hy brei 'n bietjie uit oor hoekom ons verskillende gawes het en waar dit vandaan kom. En dat ons nie eintlik met mekaar in rusie moet wees nie, want daar's geen manier wat ek en jy op dieselfde manier die Here kan bedien nie. Ek is nie 'n onderwyser nie, dis nie my gawe nie. Ek was 'n paramedikus gewees vir 25 jaar, maar dis nie die volheid van my gawe nie. Vandag staan ek as 'n predikant hier, wat my volheid is. En dit word geskep deur mense rondom ons. En dis wat Paulus eintlik vir ons wil sê vanmôre is dat ons gawes wat ons gebruik as ons uitgaan as gestuurdes van die gemeente, bou mense se verstaan en se diepheid van sy roeping en van sy gawe ten volle uit. Ek lees vir ons dan vanaf vers 12. Want soos die liggaam 'n eenheid is, maar uit baie ledemate bestaan, en alle ledemate van die liggaam een liggaam vorm, so is dit ook met Christus. En ons is tog almal deur die een Gees in een liggaam ingedoop. Jode of Grieke, slawe of vry mense, en ons is almal met een Gees deurdrenk. Inderdaad, die liggaam bestaan nie uit een ledemaat nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? As die gang se liggaam 'n oog was, waar sou hy die gehoor wees? As alles gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God die hele ledemate, elke enkele een van hulle in die liggaam geplaas volgens sy besluit. As alles een ledemaat was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. Die oog kan tog nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, of die kop weer vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die oënskynlike swakker liggaamsdele is baie meer noodsaaklik. En daardie dele van die liggaam wat ons as minder eerbaar beskou, klee ons met eer as die gewone eer, meer as die gewone eer, en die minder elegante dele met meer elegansie, terwyl ons meer elegante dele dit nie nodig het nie. Maar God het die liggaam so saamgestel, dat hy meer respek toegewys het aan die deel van dit wat die mense nodig het, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sal wees nie, maar die ledemate in gelyke mate vir mekaar sal sorg. As een ledemaat ly al die ledemate saam. As een ledenaap vereer word, is al die ledemate saam bly. Julle is die liggaam van Christus en elkeen individueel 'n ledemaat. In die gemeente het God aangewys, eerstens apostels, tweedens profete, derdens leraars en daarna kragtige vermoëns, sowel as gawes van genesing, vermoëns om te kan help, om te lei, om verskillende soorte tale. As almal dan apostels, is almal dan profeet of almal leraars? Het almal miskien kragtige vermoëns? Het almal miskien gawes van genesing? Spreek almal dalk in tale? Kan almal dit dalk uitlê? Julle sê, julle lê julle toe op die belangriker genadegawes, want ek wys julle die heel beste weg. Dit is ons skrif vir die dag. Ek het vir ons 'n prentjie vanmôre op die bord gesit, en ek kan my op soveel maniere assosieer met hierdie prentjie. Ek het nou dalk nie 'n protese aan my voet nie, maar ek is nog nie wiskundig aangelê nie, maar ek was ook nog nie die beste hardloop ou gewees in die skool nie. Maar wat vir my belangrik was in die hele tyd van my bestaan is nie die voet wat weg is nie, maar die mense rondom my. So ek wil jy moet mooi kyk na die prentjie en nie vasgenaal bly op die voet wat missing is nie, maar die dogter en die moeder wat aan die kant staan en toejuig. So ek begin vanoggend met 'n eenvoudige prentjie. Stel jou voor 'n liggaam, 'n menslike liggaam wat probeer hardloop. Maar daar's een probleem. Die een been werk nie saam nie. Die voet weier om op die regte tyd te beweeg.
of die oog kyk in 'n verkeerde rigting. Dink aan hoe maklik, selfs pynlik dit sou wees om voort te beweeg as elke deel nie sy funksie vervul nie. Ek dink een keer toe ek rugby gespeel het, ons het 'n baie mooi onderwyseres gehad. Sy was pragtig. En die jong man van 16, 17, as hy juffrou op die veld gestap het en as sy ingekom het, dan het sy regtig jou aandag afgetrek. Want sy was regtig beeldskoon. En die eendag, toe ek op die veld staan en die juffrou kom aangestap, fokus ek nie, want ek kyk daar vir die juffrou. En ek dink by myself, sjoe, die Here het hierdie juffrou geseën met skoonheid en die volgende oomblik my broer te lê ek op die grond. Ek hyg na my asem. Want in hierdie denke en kyk na die juffrou, vang ek die bal en toe is daar hele span bo op my. Ek het konsentrasie verloor. Hoekom? Want daar was die juffrou. Die uiteinde van dit is, dit het die span 'n 3 gekos. Omdat ek nie saamgewerk het, omdat ek vir een oomblik my gedagtes op 'n ander plek gehad het. So Paulus gebruik dan nou juist hierdie beeld van die limp en ek wat vir 'n juffrou kyk, hier in Korintiërs 12. Hy wil hê ons moet verstaan, ons is die liggaam van Christus. Ons is nie net toevallige individue wat saam kerk toe kom nie. Ons is lede van een liggaam. Elkeen met 'n funksie, elkeen met 'n roeping en elkeen met 'n bydrae. Maar vandag wil ek saam met u verder daarna kyk. Wat beteken dit vir ons om roeping met betrekking tot die Bybel, wat dan nou God se woord is, wat hoop bring aan die wêreld? Gemeentes verskil van mekaar omdat predikante verskil, omdat die gawes in die gemeentes anderste is. Dit maak my nie beter as jy nie. Dit maak ons gemeente nie beter as ander gemeente nie. God gebruik ons binne 'n konteks en hy stel die liggaam by mekaar soos wat hy goed doen. In ander woorde, die kerk behoort dan nie aan die kerkraad en die kerk behoort nie aan die dominee, dit behoort aan Jesus Christus wat ons by mekaar bring om sy werk te voltooi. So kom luister saam met my na die 3 kernwaarhede uit die woord van God. Ek wil hê ons moet kyk na die volgende prentjie en dit is die Bybel. Die Bybel bly die kern van ons geloof en van die kerk. Dis die woord van God wat vir ons sê waar ons verkeerd is. Dis die woord van God wat vir ons leiding gee in moeilike omstandighede. Dis die woord van God wat gebruik word wanneer ons mense oplei. En dit is nie noodwendig woord vir woord nie, maar dis die woord wat my verander, wat my optrede teenoor ander mense maklik maak. So die Bybel is hoop vir elke lid van die liggaam. Ek onthou in die kleedkamer toe ek teruggekom het, en die onder die meneer my so in die oë kyk, die vra hy vir my loodsie, wat op dese aarde? Jy was oop. Ek sê vir hom, meneer, ek het 'n swakpunt, daai juffrou. En hy sê, niks verder sê nie. Dis oukei. Konsentreer volgende keer, want hier's vriende rondom jou wat swaar trek. Hy het nie met my geraas nie, eintlik het hy, maar hy het op 'n mooi, sagte manier gesit, sonder om die juffrou se integriteit of se beeld te skaad, sonder om my siening daarvan te skaad. Hy het net vir my gesê, konsentreer broer, hier's ander mense wat op jou staat maak. So ek en jy geliefdes leef in 'n tyd waar hoop dikwels ontbreek. Ek het geweet, toe ek opstap kleedkamer toe halftyd, mense, ek is van die span af. Ek het geweet elke keer as ek wiskunde klas toe kom, hier kom 'n moeilikheid vir my. Maar dan kry ek weer hoop deur die juffrou wat vir my lief is en ek is nie eens haar kind nie. Die wêreld waarin ek en jy leef is vol gebrokenheid. Ons is vol siekte, daar's oorlog, daar's ekonomiese druk, daar's morele verval en mense vra dan soms vir jou, waarheen nou? Wat hou die toekoms dan nou vir my in? Is daar sin in hierdie lyding? En in my tienerjare se verstaan was die woord miskien aan my juffrou, ek kan nie wiskunde doen nie, ek sukkel. Wat nou? Ek is nie goed genoeg nie. Juffrou, ek kan nie dit verder doen nie, ek is net nie goed genoeg nie. En dan kry jy die sagte stem van 'n moeder
maar ook van 'n ferm juffrou wat sê, dis oukei, jy sal dit maak. Hoe weet sy dit? Sy het lewenservaring. Sy kom kerk toe. Sy praat met haar medegelowiges in die kerk en sê, ek het 'n seun wat sukkel, help my. Ek kan dink dat daai juffrou dalk baie frustreerd was, want ek was maar nog nie die skerpste potlood nie, ek sê dit weer. Maar vandag is ek dankbaar nie, ek kan nog steeds nie wiskunde doen nie. Ek moet nog steeds my sakrekenaar vat om op te tel. Maar wat by my bly, is dit wat daai juffrou in my lewe ingewerk het. Geduld, liefde, vrede. Vandag is 'n volwasse man, as 'n pa van my eie kinders, 3 van hulle, ek verstaan dit vandag eers. Dis nie juffrou nie. Dis juffrou se gehoorsaamheid aan God, wat dit moontlik gemaak het vir my, om God se liefde te kon beleef. So in my nou konteks, vandag skyn die Bybel soos 'n helder lig. Dis nie maar net 'n boek met stories nie. Nee, my broers en susters, dis die Bybel wat die lewende woord van God is. Dit is God se selfopenbaring, dis die plek waar ons hom leer ken, sy hart, sy genade, sy geregtigheid, sy beloftes, en ek is oortuig daarvan dat dit is waar hoop vir my begin. As hy koshuiskind was ek geskei van my ma, wat my fondasie was vir baie jare. Maar ek is vandag dankbaar vir die onderwyseresse, wat vir my 'n moeder was, deur hulle geloof. Ek het iets van God beleef in my jong jare, by 'n meneer en 'n juffrou, omdat my ouers nie daar was nie. Dit is hoe God met ons werk, want wanneer ons die woord lees, verander dit ons, en ons leef dit. En wanneer ons dit leef, word dit sigbaar aan die mense daar buite. En ek dink dit is vir ons belangrik dat hierdie hoop is nie beperk tot een groep of 'n klas nie. Dit is net nie, dit is nie net vir die sterker of die meer eerbare lede van die liggame nie. In vers 13 lees ons is almal deur een gees tot een liggaam gedoop. Of ons Jode of Grieke, slawe of vry wees is, en ons is almal van een gees deurdrink. Met ander woorde, die woord van God is vir almal, vir die armes en die rykes, vir die slimmes en vir die dommes. Die geleerde van die ongeletterdes, die insider of die buitestander, elke mens mag hierdie hoop hoor en ken. As jy na daai boekie kyk wat in die middel is, die boek, die woord van God, moet ek vanmôre eerlik bely, en ek het hierdie juffrou dopgehou. Want ek het iets verstaan, en hierdie juffrou het my verstaan, en sy het vir die A-klas ook wiskunde gegee. Nou moet ek ook vir jou sê, dat ek dink hierdie juffrou is 'n genie. Ek dink ek het gedink sy moet op universiteit wees, want sy het soveel waarde. En ek het baie keer buite die klas gestaan, ek het geslip uit die klas, as ons natuurlik skeikunde gehad het, het ek baie keer weggeraak. En dan het ek voor haar klaskamer gaan sit en net geluister. En ek het agtergekom dat daai juffrou my nie spesiaal hanteer nie. Daai juffrou hanteer die A-klas persone so dieselfde soos wat sy vir my hanteer. Dit was vir my lekker. Ek kan dom wees, maar ek het nog steeds waarde. Die juffrou sien my vir wie ek is. Dink daaraan, gemeente. Hoeveel mense in ons land en in ons dorp, selfs in ons gemeentes, het nog nie 'n Bybel van hulle eie nie? Hoeveel ken die woord van die Here nie? Nie omdat hulle dit nie wil hê nie, of nie wil ken nie, maar omdat iemand nog nie vir hulle dit gewys het nie. En nie praat ek nie vir hulle vertel het, of hulle 'n stukkie die Bybel uitgelees het nie. Ek praat van wys. Dis wat ek op skool ervaar het. Dis wat ek ervaar as ek by 'n ouete huis inkom en ek gaan doen besoek. En ek gee vir Tanya, eet some more koekie. En sy eet hom sonder tande. Man, sy geniet daai koekie.
want sy wys vir my God se liefde. Waar kry sy dit? Hier. So ons roeping begin by die erkenning dat die Bybel is God se hoop vir almal en dit moet by almal uitkom. En dit beteken dan ook nou nie dat ons vir almal moet preek soos ek soos 'n dominee nie. En hier is die volgende prentjie wat ek wys. Ek is nie nodig, dis nie vir daai persoon nodig om 'n dominee te wees om die Bybel te gaan verkondig nie. En ek dink dis iets wat vooruitsig reg kry, want as jy gaan hoor, dan hoor jy, o nee, hier was al iemand wat vir my kom bid het in die hospitaal, maar waar kom hy nie? Hy kom van vooruitsig af. Dis die liggaam. Jy's 'n onderwyser, jy's miskien 'n gewone mechanic, of 'n gewone boilermaker, of 'n gewone mens, God gebruik jou juist daar. Dis jou gawe. En ek dink baie keer in vandag se samelewing, in die plekke waar ek baie keer beweeg, is dit vir my onmoontlik om die Bybel saam met my te dra. Ek kan nie noodwendig sigbaar die Bybel saam met my dra nie. Twee dele. Ek word geoordeel of word doodgemaak. So hoe moet ek dit dan nou gaan leef? As ek moet gaan verkondig, dit moet my verander. Dan kan ek uitgaan en ek kan vir ander mense gaan vertel wat God van my gedoen het. En ek leef dit. So Paulus sê, die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Elke lid is nodig en net so elkeen van ons het 'n rol in die verspreiding van hierdie woord. Ons is nie geroep om 'n woord vir onsself te hou nie. Nie net om dit te lees en dan toe te maak nie. Nee, dit gaan baie verder as dit. Ons is geroep om draers van die woord te wees. Draers van hoop, getuienis van die genade van Christus. My eerste werklike openbaring van die gestuurdheid van God met die woord in die hart was in standaard 8 by my wiskunde juffrou. Alhoewel ek in 'n geestelike huis groot geword het, maar daai belewenis het gemaak dat ek belydenis van geloof in hierdie kerk afgelê het. En is vanuit hierdie onderskraging en die optel van die gemeente wat God gebruik het om my pad vir my sterker te maak om vanmôre op die kansel te kan staan. Ek praat met 'n mede-onderwyser by dieselfde skool wat verskriklik streng was en ek moes keuses maak, lewenskeuses, en dit was tussen skiet en noodop, en ek het na hom toe gegaan uit die menswesing en gesê, meneer, ek moet 'n keuse maak, ek kan nie al twee doen nie. En ek het gesien, hy was vir my kwaad gewees, hy was vir my ontsteld gewees. Want ek was in sy kernspan, ek was in die A-span. Maar ek het die keuse gemaak en hy het vir my gesê, ek hou nie van wat jy nou vir my sê nie, maar gaan daar waar jy 'n verskil kan maak. Die meneer se houding het so 'n bietjie verander, want die aandag is mos nou nie meer daar, ek skiet mos nou nie meer saam met hom nie. Maar wat hy wel gedoen het, is hy het vir my geleer om my drome te volg in sy wees. Hy was nooit lelik gewees nie. Inteendeel, ek het hom by 'n kompetisie wat ek betrokke was, het ek hom gesien staan langs die veld. En dit het vir my gesê, die meneer dink aan my. Daai jaar toe kry ons Springbok klere. Ek gaan werk as 'n paramedikus vir 25 jaar, binnelands en buitelands. Ek kry hom in die polisiestasie die eendag, ek sê vir hom, meneer, onthou jy my? En hy kyk my so, ons nou al lekker grys. En ek is baie lief vir hom, hy sê vir my, jy lyf my klokkie, ek sê vir hom, ek is loodsie. Daai tyd maak sy oë so groot op. Ek sê vir hom, meneer, ek wil vir jou kom dankie sê, want jy het my iets in die gang gesê eendag, het gesê, volg jou droom. En ek wil nog net vir jou kom dankie sê vir dit, want dit het my lewe verander. En hy sê nog of my, ek dink ek was baie lekker regverdig gewees met jou nie. Ek sê vir hom, is ook goed so. Maar, wat is die kans dat 'n laaitjie wat matriek gedoen het in HTS, nou sy doktorsgraad doen in teologie, en hy sê vir my, daar's geen manier wat dit moet gebeur nie. Dis ondenkbaar dat 'n tegniese ou universiteit toe kan gaan en akademiese ding gaan. En toe ek vir my dokumente instuur, toe kon ek sien. Dankie meneer. Ek het nie nodig gehad om te preek nie, ek het vir hom dankie gesê in my wese. En dit is belangrik om terug te gaan na die mense toe om te sê, wat jy vir my beteken het lewenswaarde toegevoeg, en dit is om 'n getuienis te wees.
In die gereformeerde tradisie waarin ek en jy staan, glo ons dat God werk dan nou deur mense, deur gewone gelowiges wat hulle gawes aanwend in diens vir God se koninkryk. Jy hoef nie predikant te wees nie, dit het ek gesê. Jy hoef nie 'n teoloog te wees om hoop te bring nie. Jy kan wel iemand bemoedig met 'n skrifvers. Jy kan 'n Bybel skenk aan iemand wat nie een het nie. Jy kan betrokke raak by die Bybelverspreidingsinisiatiewe. Jy kan kinders leer om die Bybel lief te hê en te lees. Jy kan die Bybel leef deur dade van liefde, vergifnis en reg. En al hierdie goed sê, jy kan dit opwakker en 'n mens se lewe verander deur vir hulle te wys hoe die belangrikheid van die skrif jou vorm om jou volheid te leef. Nie een van hierdie onderwysers het my ooit gepreek nie, maar tog het hulle my lewe verander. En ek wens ek kan by juffrou Bolla uitkom om vir haar te kom sê, juffrou, dankie. Ek weet nie waar sy vandag is nie, maar ek is vir haar dankbaar. Ons kry nie die geleentheid nie. Ek het een keer die geleentheid gehad, vooruitsig, toe stap juffrou Steyn daar en toe preek ek oor haar ook eendag, toe sê ek, dit gegaan oor respek, en toe sy instap, toe sê ek, maar juffrou Steyn, toe fyn ek amper. Want hier staan my vrou en my kinders en ek praat oor juffrou Steyn. Gedink, nee? Maar, vers 25 sê Paulus vir ons, God het die liggaam so saamgestel dat daar geen verdeeldheid moet wees nie, maar dat die lede gelyk sorg vir mekaar moet hê. Dit beteken vir my dat as ek sien jy sukkel, dan moet ek jou help, nie omdat ek voel ek moet dit doen nie, maar omdat die Bybel dit vir my sê. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Gemeente, ons ken nie sorg. Ons kan nie sorg hê vir mekaar of vir mekaar gemeenskap sonder ons saam sorg dat God se woorde gehoor word nie. Sien juffrou Bolla, sê my sien vandag. Ek gaan nie vir jou sien, ek gaan nie vir jou so wys. Die volgende prentjie. Paulus sê van dat die oogkant van die hand sê, ek het jou nie nodig nie, elke lid is nodig en so moet elke een van ons rol in die verspreiding van die hoop. Onthou dit, getuienis van genade. Die derde een is wat die boek wys, dis reg, en dit is waarmee ek afsluit ook vanmôre. Die liggaam van Christus is nie 'n geslote stelsel nie, ons is nie 'n klap met lede wat net na binne kyk nie. Ons is gestuurde gemeenskap en die Bybel leer vir ons die volgende: soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nou ek het doelbewus 'n ander kleurige persoon op die prentjie gesit. En ek wil vir jou vanmôre 'n gelykenis vertel van my hart. Kyk daar, hierso is 'n donkerkleurige enetjie, die vorige ene ook. Jy het 'n man daar en jy het 'n vrou. Ek het in 'n huis groot geword waar my pa regtig tegnies was en ek is hom baie lief. Maar hy's old school. Hy het die verkeerde kant van die lewe gehad en ek dink baie keer onregverdig en hy het nie baie hoë aansien gehad vir mense buite die tradisie nie. Met alle respek sê ek, my pa het my baie goed geleer, maar 'n swart man kan hy nie lekker hanteer nie. Dis beter vandag. Ek het dinge in my lewe beleef en ek het groot geword met dit en op 'n stadium kom ek en ek werk en ek sit hier met 'n pasiënt voor my wat swart is en ek vra myself, hoekom moet ek jou help? Jy's nie een van ons nie. My senior op daai stadium is 'n swart man. Hy werk in Kimberley vandag. Hy het my gehoor. Volgende oproep wat ons doen, kry ons konflik. Dis daar waar die Indiërs bly. En hierdie swart man kom na my toe en sê vir my, Niels, ons moet nou loop vandag. Jy moet nou oppak. Ek sê vir man, los my want ek wil nou eers hierdie pasiënt red. Hy sê jy kan nie nou nie, ons moet nou loop en ek stamp hom weg. Man gaan sit daai kant toe. En hy ruk my aan die nek en hy trek my daar weg. Ek opkyk toe is hulle besig om 'n naaimal teen my kop te hou. Want dis gang related, want as ek dan nou hier gaan werk, dan gaan ek hierdie ou gesond maak en die hele doel van die ding is dat hierdie ou moet dood, dan kan hy opgeneem word in die gang. Red ek die ou se lewe, dan is ek die plaasvervanger. En ek het dit nie geweet nie, maar dis nie my konteks nie. Ek het nie so groot geword nie en hier sit 'n swart man en hy red my lewe.
Ek was bietjie geskit binne, maar op 'n stadium kom hy na my toe en hy sê vir my, ek wil met jou gesels. En hy sê vir my, kom ons praat medies met mekaar. Ek is swart en jy is wit. Wat maak my anders? En kyk my mat hoe laat waai het. Kyk, ek het baie woordeskat gehad. Ek het laat waai. Hy sê, maar kom ek sny my oop, is my bloed groen? Ek sê vir hom nee. Hy sê, is my hart, het ek 'n hart? Ja, so ons is presies dieselfde. Ja. Hy sê, in die koninkryk van God werk dit ook so. As ons in die liggaam van Christus staan, lyk ons soms anderste, maar binne-in lyk ons presies dieselfde. Ons vervul die funksie van God se werk in wat ons doen. So moenie na my kyk as 'n toeboek nie. Dit het daai juffrou vir my ook geleer en 'n mate my dit vir my kom openbaar. Die liggaam van Christus is nie 'n geslote stelsel nie en ons is nie 'n klap nie wat net na binne kyk nie. Ons is 'n gestuurde gemeenskap en die Bybel leer ons dan soos die Vader my gestuur het, stuur ek jou. Ons is nie net saamgevoeg vir 'n gemeenskap nie, ons is saamgevoeg om gestuur te word en die kerk is God se sendinginstrument in die wêreld en ons dra saam met ons kosbare vrag die evangelie van die hoop van die werk, van die Bybel. So as ons die woord sending of missionaal gebruik, dan dink ons altyd anders daaroor. Ek moet iemand anders te gaan help, ek moet vir iemand anders te gaan kos gee, ek moet vir iemand anders te gaan klere gee. Nee. Jy is gestuur om te gaan lewe en 'n verskil te maak. So om missionaal te leef beteken nie dat jy land uit hoef te gaan nie. Dit beteken nie dat jy elke dag jou konteks waar jy is, net daar die Bybel uitleef en dra nie. In ons gereformeerde verstaan is die woord missio dei, die sending is om uit te gaan. God stuur jou en dit is om 'n getuienis te wees van wat God vir jou beteken deur jou werke. Dis Bybels en dit is Christus gesentreerd of gefundeer. So dit is vasgebind aan die wêreld van die skrif, die waarheid van die skrif en die roeping van die kerk as liggaam van Christus. So gemeente, ons kan saamwerk met Bybelgenootskappe. Ons kan saamwerk met skole wat juffrouens is wat regtig dit swaar het in die samelewing daar. Ons kan saamwerk met mense wat reeds leef daar buite. Ons kan saamleef met gemeenskapsinisiatiewe om hierdie woord van hoop te laat versprei in ons wese, nie ons denke nie. Maar dit begin by jou en dit begin by my. In gehoorsaamheid, in oorgawe en in geloof. En ek sluit af met 'n eenvoudige oproep vir jou vanmôre. Neem jou plek in die liggaam van Christus. Wees 'n juffrou Bolla. Nie passief nie, maar aktief in jou wese. Moenie sê jy is nie belangrik nie, moenie dink jy het niks om te bied nie. In Christus het jy 'n roeping en daardie roeping sluit in om hoopdraers van God te wees in jou pad saam met God. Ons wêreld, susters en broers, het die lig van God se woord nodig. Jou buurman, jou kind, jou kollega, iemand in 'n hospitaal of 'n gevangenis, 'n meneer en 'n juffrou op skool. Almal smag na hoop. Wanneer ek 'n Bybel vir iemand gee, of ek leef my woord wat die Here my aangevul het mee, is ek nie besig om vir hom Christologie te gee nie. Ek gee vir hom lewe. So 'n Bybel wat jy vir iemand gee, is jy besig vir hom lewe te gee. So mag dit dan ons begeerte wees om die Bybel in elke hand te kan kry en God se woord in elke hart. Kom ons maak ons oë toe. Here ons God, ek moet sê dankie vir ons onderwysers, ons liggaam in die kerk, die mense vir wie ons lief is, ook vir die mense waarvoor ons nie lief is nie, wat ons ontstel, want Here, dit maak ons anders te dink. U het ons saamgevoeg as een liggaam in Christus en dankie vir die genade om ook aan U te behoort, Vader.
Dankie vir u woord, die Bybel, wat ons rigting en ons troos en ons hoop vir ons gee, selfs wanneer dit vir ons bitter moeilik is. Gee dat ons gehoorsaam sal wees, Vader, aan hierdie woord en die belewenis wat ons ervaar deur ons medebroers en susters. Dat ons nie net sal ontvang nie, maar ook sal uitdeel in dit wat ons doen en in ons wese as kinders van God. Help ons om na buite te leef, om missionaal te wees, Here, om te gaan leef met 'n woord in ons harte wat vir ons lig gee. Op ons lippe en ons hande is die lewe wat U vir ons gee deur die skrif. Stuur ons dan, Here, en vorm ons en gebruik ons, sodat die wêreld U hoop sal leer ken. Ons bid dit, want ons is afhanklik van die genade en van die inwerking in ons lewens. In die naam van Jesus Christus bid ons dit dan, Here, onse Vader. Amen. Ek gee nou geleentheid vir die offergawes. Gemeente, ek gaan vra dat ons staan vir ontvang van die seën en dan bly staan vir die laaste lied. Gaan dan heen. Kom ons staan. Gemeente, ontvang die seën van die Vader wat alles geskep het. Vat dit wat jy vandag ontvang het, jy gaan leef dit, nie verkondig nie, gaan leef dit, so gaan wees 'n getuienis van wat God vir jou gedoen het in jou gawes. Jy hoef nie bang te wees daarvoor nie, want God is met jou, elke liewe dag. En die woord sê vir ons, moenie bang wees nie, ek is met jou. Amen. Dan hier
Gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelei. Ek is langs jou om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, jy val aan, dan dra ek jou. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar. Kyk, is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei jou weer my heilige Gees. Die Seun van God, Drie-enig, sal vir ewig met jou wees. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar.